Hallo, welkom hier so by Ilgie en ek staan hier so met Fanie. Nou die man het al die pad daar van Natal se kant af gery, so Oos-Vrystaat Natal se kant toe. En ja, hy gaan 'n bietjie verduidelik wat se produkte van Ilgie werk nogal lekker daar by hulle. Wat het hy baie van verkoop? En ons 'n bietjie uitvind waarom nou staan hier so by, soos ek hom ken, 'n chisel plow, maar dit nou vir my gesê is 'n buitelploeg en is 'n buitelploeg met 'n difference. Fanie, hoe gaan dit? Gaan goed, dankie. Ja, mooi man. Sê vir my, wat jy sê buitelploeg met 'n difference, my gesê net vir ons hierdie onderhoud begin het. Hoekom sê jy so? Daar's 'n hele paar verskille tussen 'n buitelploeg wat ons ken en die buitelploeg. Ons was toe ons die eerste 8 jaar terug die eerste SCP's begin verkoop het, baie opgewonde want vir die eerste keer het ons 'n buitelploeg wat se penetrasie by 300 kan verbygaan. Ons het altyd gesê of geredeneer as jy buitel, dan gaan jy nie dieper as 250 mm nie. As jy by 300 verbygaan, dan buitel jy nie meer nie, maar jy rip. Ja. En toe bring Ilgie vir ons hierdie produk in, wat dit vir ons moontlik gemaak het om met 'n buitelploeg 200 of selfs 150 diep te werk, wanneer jy saadbed voorberei en dan ook 300 diep kan gaan werk, want as jy gaan vat in die Oos-Vrystaat is meeste van die grond min of meer 300 diep. So as ons by 350 kan uitkom, dan kan ons 'n ripfunksie ook met hom doen. Hy het 'n vlerkie aan sy onderkant wat eintlik vreemd is op 'n buitelploeg en dit het vir ons 'n verskriklike voordeel gebring met die beheer van kweek. Dit gaan net 100% oor beheer. Dit gaan oor beheer van die kweek. Hy sny die kweekwortels af want omdat jy 'n lekker penetrasie het met die ding, die angle van die hoek van die tand is van so 'n aard dat jy in baie droë omstandighede ook gerip kry. Waar ander rippers of tradisionele rippers begin uitklim, trek hierdie in homself in die grond en so jy kan lekker langer aangaan. So as ons 'n Augustus bewerking kan doen vernaam op kolle in 'n land wat baie kweek het, dan sny ons die wortels af. Ek weet nie hoe kry jy dit reg nie, maar gooi die meeste van daai goed bo op die grond en as daai wortels dan ryp kry, dan vrek die kweek oordentlik uit. So dit het vir ons baie groot voordele gebring met kweek beheer en ons kon vroeër begin, ons kon al in Augustus begin om ons lande voor te berei, wat vir ons baie groot. En ons kry ook deesdae dat ons reën al hoe later begin en later begin kom. So dit is eintlik nogal iets wat nogal kardinaal raak in die seisoensveranderinge wat ons dit het gewerk. En dan dink ek soos in die verlede, ons het baie van ons self het ook van daardie implemente hier, wat ons probeer om by 'n meter diep grond uit te kom. Dit is goed as jou grond daardie diepte het, maar as jy daardie diepte nie het nie, dan is die tandspasiering om dit reg te kry so ver uit mekaar uit dat hy nie deurbreek nie. En dan kry jy 'n golftipe onder die ondergrond. So horisontale opbreek is baie belangrik en ek dink ons het in die verlede dit 'n bietjie misgekyk en met horisontale opbreek weet ek nie van 'n masjienkie wat dit kan beter doen as die SCP nie. So hierdie een is proven, soos hulle sê. Hy werk. Hy's beproef en hy werk in daai area van julle ongelooflik goed. Ek sê altyd as 'n boer die derde keer dieselfde ding koop, dan weet jy hy werk. Regtig gekoop. Dis so maar daar's een masjien hier so en jy kan hom vir enigiemand hier vra wat vandag hier is die Aragon. Hy werk net so lekker by julle. Kom ek wil graag gaan staan. Hy werk net so lekker. 100%. Van die Aragon, hierdie ding hardloop. Jy kry maar bo in Vivo, jy kry hom in die Botawil in die Vrystaat, Sentraal Vrystaat. Jy kry hom in die Weskaap en hy sê vir my, hierdie ding hardloop net so lekker in Winterton en daar in die berge. Wat maak hierdie ding volgens jou so spesiaal? In die verlede, in die tyd van implemente soos daai, wat ons wou gehad het, is wanneer ons klaar gewerk het met 'n implement, wil ons skoon grond hê. En dit was dom van ons, maar soos 'n ouer word en soos tegnologie verander, dan verander ou se siening. Wat ons probeer beoog met 'n masjien soos hierdie, is primêre voorbereiding. Met ander woorde, ons wil net nadat ons gestroop het, wil ons keer dat die wind nie daai reste wat vir ons goud werd is, wegwaai nie. En nou die angle van hierdie skottel is perfek vir dit. So hy gaan vir jou 40% bo op die grond los en hy gaan 60% onder die grond sit. So jy onmiddellik vorm jy
laag wat jou vog bewaar en jy los bo ook reste wat keer vir winderosie. So dit is wat hierdie masjienjie vir ons baie goed gedoen het. Lekker hoë spoed, min brandstof per hektaar. Daai roller keer dat die ou bietjie vog wat daar nog in was nie ontsnap nie. Dit werk lekker. Regtig 'n baie lekker masjien. Wat die Aragon ook lekker maak, is hoe hy so verskriklik verstelbaar is. Ja. Deur die verstellings wat jy op hom kan doen hierso, kan jy bepaal of jy skottel op skottel hardloop tussen jou voorste en jou agterste ry, en of jy met jou voorste ry reg in die middel wil werk van jou agterste ry skottels. Dit gee vir jou 'n verskillend. So as jy byvoorbeeld hierdie implement wil gebruik en dit werk wonderlik vir saadbedvoorbereiding, dan gaan jy dit verander om daarbey aan te pas om 'n fyner bewerking te kry. Wat in sekere gronde weer 'n probleem is, wil jy grower bewerking hê, want hy waai maklik en dan kan jy dit ook verstel. So hy's lekker verstelbaar en dit is regtig 'n besonderse masjien. Dis ook hoe hy die hele wêreld kan. Dis hoe hy kom oral want hy is verstelbaar. Of nou op die Keitberg of Oeverberg sal oral werk. Of hierbo is, maak nie saak. Hy sal oral werk. Dis van ek sê vir baie dankie. Ek het sommer 'n paar dinge geleer. En ja, ons sit vir julle al hulle besonderhede hier neer as julle meer wil weet van die produk, van hulle diens. Ek neem aan ek wil gou vinnig julle nadiens. Julle is Eeltjie se nadiensmanne daar. So julle maak seker dat die ouens gediens word, na die tyd na gekyk word en parte en alles aanhou. 100%. So julle die hele storie. Ons het, so hulle hoef nie Eeltjie te bel en te huil nie. Hulle kan net met jou praat en jy sort hulle uit. Ek sê altyd vir my kliënte, as jy tevrede is, sê vir jou pelle, as jy ontevrede is, sê vir my. Ek kan dit oplos. Jou pelle kan dit nie oplos. Hulle kan nie help. Ja. Ek sê weer baie dankie. Dit is lekker wees om julle gesels. Maak seker jy kontak hulle. Al die besonderhede is hier onder. Is lekker mense en ek is ook so hoor uit dat my ondervinding. Hy het ons 1 of 2 boere gehelp om beter te boer. Tot 'n volgende keer.